Almal weer eens baie welkom by Kuier om die Woord. Ons is besig met Jesaja 38, die wondergenesing van Hiskia, Pastoor Mempie, en waar in Koning staan dit ook geskrywe. 2 Konings 20, 2 Konings 20, kan julle maar net weer gaan deurlees. vers 1 tot 5 en dan Goed. 2 Konings 9, nee, 2 Konings en vers 9 tot 11. Vra vir Pastoor Mempie net nader aan die mikrofoon te kom, daar is sy. Goed. Goed, ek gaan begin lees. Jesaja 38. En in die dae het Hiskia dodelik siek geword. Dis weer interessant, die dag, so hy praat hier van die dag, daai situasie wat hulle beleef, die profeet spreek dit aan, en hy probeer die volk terugbring na die Here toe. Goed. En die profeet Jesaja, so nou hier sien ons die wisselwerking tussen die profeet en die koning, nee. Profeet Jesaja, die seun van Amos, het by hom gekom en vir hom gesê, so spreek die Here, gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie. Nou, Hiskia is nou die koning. Yes. Dis wat ons het gesien hier, toe ons begin by Jesaja, is daar 4 konings se leeftyd waarin Jesaja dan werksaam was, wat hy namens God vir hulle moes bedien met God se woord. Goed. So, dis nie nice as die dokter vir jou sê, kry jou sake in orde nie. Nee. Dit beteken, sorg dat jou testament in die kassie langs jou bed is, jy weet, en sorg dat jou underwear skoon is en allerhande sulke goed. Dan die briekmerke op is en so aan. Goed. Ja. En hy sê, gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie. Nou het ek gewonder oor hier. Kyk, as die dokter dit vir jou sê, is dit erg, né? Maar as God dit self vir jou sê. Die profeet. Ja, maar hy praat namens God. Hy sê, so spreek die Here. Yes. Nou ja, daar's baie profete vandag wat ook gesê het, so spreek die Here die 23ste en die 24ste op September gaan ons weggeraap word. So dit was toe nie 'n profeet van die Here nie. Dis nie die Here wat so gespreek het nie. Maar ons gaan nou nie weer daaroor. Nou het ek gewonder, die van julle wat die gawes ken, en dis een van die goed wat ons in die nuwe jaar gaan doen, wat ons weer almal van julle se gawes gaan toets. Nou het ek gewonder, daar is die gawes van die Heilige Gees, en 3 van die gawes van die Heilige Gees is openbaringsgawes, soos almal van julle weet. Openbaringsgawes is woord van kennis, woord van wysheid en onderskeiding van die geeste. Nee. Nou ja, kom ons verduidelik dit net weer gou. 'n woord van kennis beteken nou nie jy kry 'n woord van kennis nie. 'n Woord van kennis is dit wat reeds gebeur het en aan die gebeur nou op die oomblik is. Wat die Heilige Gees dan vir jou. Jy kan byvoorbeeld vir iemand bid en dan begin die Heilige Gees vir jou prentjies wys. Dis gewoonlik hoe hy met my werk. Of met van julle ook. Of selfs 'n videoetjie wat jy sien van iets van die persoon. Nou, ek weet eendag het ek nou vir iemand gebid daar in die kerk. En nou, ek hou daarvan as 'n mens bid vir mekaar. Ja. Dat jy jou hande lank te hou, want die Bybel sê nie hoe lank in jou hand. Hy sê, sit jou hande op die sieke en hy sal gesond word. Hy sê nie hoe lank nie. Hy sê nie eers daar jy moet bid nie, dis Markus 16. Hy sê net, lê jou hande op die sieke. Want die krag van die Here kom deur jou hande. Nie jou krag nie, sy krag. En nou bid ek vir die persoon, maar daar gebeur niks. Dit voel vir my of ek vir 'n baksteen bid. Dis asof so vir mense bid, as mense ontvanklik is. Ja, dan is dit asof jy ervaar hoe die krag deur jou vloei. Dis 'n groot verskil. Want dis die krag van die Here is 'n werklikheid. Wie van julle stem saam? Almal van ons kan bid. Hy sê, hulle wat glo, wie van julle glo almal, sal hande op die sieke lê. En die sieke sal, daai woordjie sal met baie sterker gestel word, is so goed soos besig om gesond dan klaar te word. Okay, nou bid ek, en dit voel vir my of ek so vir 'n baksteen bid, daar gebeur niks.
En ek sê, Here, wys vir my iets. En skielik sien ek 'n prentjie van handicap en vloe. Nou die van julle wat handicap en Was in die koerante altyd. altyd in sekere koerante het hulle so strokiesprent gehad. En ons weet daar was groot moleste altyd, huismoleste. Ou handicap maak droog en dan jaag ou vloe hom in die koekroller of so iets. En nou bly ek die prentjie sien. En ek hou op bid, ek tap die dame so op die was 'n tannie eintlik, so op die skouer, ek sê, Tannie, het jy iets ontvang? Sy sê, nee, ek sê, kry jy iets, sien jy iets, want ons vra ook vir die mense, ervaar jy iets as ek so vir jou bid? Nee, ek sê, ek sien, want ek sien vir handicap en vloe, nou kan ek nie vir jy kan nie dit sê nie. Ek sien handicap en vloe nie. Ek sê vir ek sien daar's huismoleste. Daar's ongelukkigheid. Daai vrou bars uit in trane. Dat die trane, ek voel amper hoe spat die trane. En sy breek op net daar. En sy huil. En toe ontvang sy. Sy sê, maar hoe het ek dit geweet? Ek sê nie, die Here het my net gewys. Toe is daar groot onluste. In hulle huis. Die man en tussen haar en haar man en die kinders en almal. Kan jy sien hoe wonderlik werk die Here? Hy werk so met ons almal. Dit was 'n woord van kennis. Dis iets wat aan die gebeur was en nog steeds is. En die Heilige Gees gee vir my prentjie. Julle is ook in dieselfde bediening. Wees gereed vir dit. Dis waarom ons daarvan hou as ons vir mense bid. Moenie haastig wees nie. Sit jou hande op en wag en vertrou die Here, want die Here weet alles. Dis 'n woord van kennis. Nou Pastor Mimpie, wat is 'n woord van wysheid dan? 'n Woord van wysheid wys jou iets wat in die toekoms gaan gebeur. Dis nie 'n negatiewe profesie nie. Dis iets wat in die toekoms gaan gebeur. Nou dis die definisie van hierdie gawes van die Gees, let wel. In 1 Korintiërs 12 word 'n volledige verduideliking deur Paulus gegee van hierdie gawes. En dan die derde een van die wat se gawes het jy het genoem? Die openbaringsgawes is onderskeiding van die geeste. Dit beteken nie wat sê 'n woord wat hulle altyd gebruik maar dit nie is nie. Suspisie nie. Of agterdog nie. Ja. Onderskeiding van die geeste is wat se gees beheer die persoon. En weet jy wat, dit kom vir my meer van die mindset af. Wat se denkswyse is die persoon in vasgevang? Wat se politiek is hy in vasgevang? Vang julle dit? Onderskeiding van die geeste. Goed. Ekskuus, ek het nou so 'n bietjie afgewyk en bietjie. Die onderskeiding van die geeste is fantasties want jy sal byvoorbeeld as jy van mense bid, dis soos 'n klomp wol wat geknoop is, nee, en hier sit jy nou met die kat het die wol beet gehad en dis oral geknoop. En dan moet jy dit ontrafel. Die onderskeiding van die geeste vat jou direk na, okay, hier is dit geknoop. En dis nie om die persoon af te skryf of negatief te wees vir die persoon of wat nie. Dis nie nou 'n bose gees wat die persoon uitwendig nou beheer. Maar dit gee vir jou die sleutel om daai persoon se emosionele geknooptheid te ontknoop. So dis die onderskeiding van die geeste. Ek wil net teruggaan na woord van wysheid toe, wat hy ook vir jou gee in Johannes 16, wat hy praat van die Heilige Gees. Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, hy praat van die Gees van die waarheid, hy sê hierso die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek, en die toekomstige dinge in julle verkondig. Nou, wat vir my pragtig is daarby, is dat die Heilige Gees in daai tyd, het vir hulle die heeltyd paraat gehou, want die koms en die oordeel was
in hulle leeftyd baie naby. So hulle tydsberekening van wanneer dit gaan gebeur, was korrek. Hulle was nie soos 'n kar wat sy tydsberekening uit is nie. Wat doen 'n kar as sy tydsberekening uit is? Maak harde knalle. Soos onlangs hier gebeur het met die wegraping. Is daar harde knalle gemaak, want die tydsberekening is uit. Want 2000 jaar gelede is alles vervul en het alles klaar gebeur. As die een sogenaamde befaamde sanger, wat nou vir ons so bang gemaak het oor die wegraping vir die 23 en 24 September, in Paulus se tyd geleef het, was hy in die kol. Stem julle saam? Okay, so tydsberekening is baie, baie belangrik. En dit is wat 'n woord van wysheid dan vir ons ook bring, is die regte tydsberekening. Die vermoë om ons te lei in die volle waarheid, om die waarheid reg te sny. As jou tydsberekening uit is, maak jy harde knalle. As jy die waarheid reg sny, verstaan jy die tye. En die Heilige Gees werk deur ons. Nou, dit kan wees, onthou jy in Paulus se tyd het Agabus opgestaan en gesê, daar gaan swaar tye kom, profeties. En hy het voorspel, en hy het eintlik die Christene soort van beraad gemaak en sê, daar gaan moeilike tye wees, want dit was daar. Dit kan vandag dan ook gebeur. Die Heilige Gees, met 'n woord van wysheid, kan vir ons sê, spanne haal net, want hier gaan 'n haal kom. Ek gebruik nou wat gister gebeur het. Gister was die een enorme haalstorm. Nou Piet, ek stem saam, ons kan dit keer, né? Ja. Maar baie keer gaan die Heilige Gees dalk vir jou sê, Jannie, trek jou kar in. Ja, ons het gister 'n persoon gehad wat by ons was, en die persoon het die bakkie geleen, en ons sê vir hom, trek jou bakkie in ons erf in. Nee, is nie veilig daar. Nee. Maar ek sal nou nie sê die Heilige Gees spesifiek nou vir my gesê, maar dalk het hy. Ja. Het ek ervaar, hier is iets aan die kom. En julle weet, gisteroggend was dit helder sonskyn. En skielik hier van 12 se kant af, toe sien ons hier kom 'n ding, jong. En toe was dit 'n ding. Toe reën dit ou dames. Dames met knofkieries. Ja, dit nie blanke dames met wandelstokkies. Nou, wat wonderlik is, daai net van ons is gespan gewees, al lankal, ons het gevoel ons moet dit doen, yes. En vir die appelkoesboom, want ons moet ons nou daai liedjie sing, ons eie Kersliedjie. Ons hou jou ja, daai een vers is, ons hou jou luid, tot laat in die nag, eet tertjies met appelkoes konfyt. Maar dit gaan oor Jesus, dis nou die ding, het gaan nie oor party hou nie, het gaan oor Jesus. Maar nou, hoe kan ons dan nou tertjies bak sonder appelkoes konfyt? Want hierdie ou appelkoes konfyt wat jy kry by die supermarkwinkel, daai goed is water, man. As jy hom in die tertjies sit, dan gebeur daar niks. Hy loop uit. So jy moet 'n tuis gemaakte jam hê. Nou ja, nou gister se haal, toe dit klaar is, toe hang daai net wat ons daar gespan het. Dis 'n 40%. Ek kon toe nie 'n haal net kry daai nie. Dis nou 'n 40% skadu net. Maar hoor jy toe hang hy boepens. Hy druk uit die boom, maar die bome niks oorgekom nie. Ja. Ons het natuurlik nou net 'n ander plaag. Wurmpies. Eers toe sy die vroeë klomp gepluk het, was dit so, hoeveel persent kon jy daarom? So 10%. So 10% was daar wurmpies in. Nou is daar 90%. Dis vol wurmpies. Maar sy het nog steeds genoeg. Sy gaan 13 bottels jam maak. Een vir elke maand tot volgende Desember. Amen. Maar vervang julle wat ons sê van die gawes. Die gawes werk vandag nog steeds. Yes. En dit is so wonderlik. En mense, kom ons vertrou op die Here. Wees in 'n verhouding, veral met die Heilige Gees dan, wat jou in die volle waarheid lei. As jy vroeg in die môre opstaan, sê goeiemôre dierbare Heilige Gees.
Ek weet U is in my. Ek En dink aan vandag lei U my in die volle ware. Ek dink aan Johannes se getuienis wat sy gegee het van die oggend toe sy opgestaan het en sy met welkom toe gaan om haar ring te gaan haal by D.N. Smith en die bakkie wil nie staart nie, die bakkie wil nie staart nie, die bakkie wil nie staart nie en sy kan nie verstaan hoekom word sy nou so opgehou nie. En toe sy eventually daar aankom, toe was daar gewapende roof En gewees. dit sou as sy Dit sou daai bietjie in vroeër was daai sy binne in dit. tyd gewees het en die mense wat in die winkel was is ook getraumatiseer en gedreig ensovoorts ensovoorts. En daai traumatisering kan Traumatische traumatiese stres, stres veroorsaak wat jou baie moeg kan maak, né? En gesondheidsprobleme kan veroorsaak. En sy het dit gemis. Nou Ja, as jy dit volgende gees. keer weer so opgehou word, praat veral met die manne, want gewoonlik is die vrouens wat stadig is, né? Die manne is altyd vroeg klaar om reg en te ry, jy weet, dan sit die vrou. En dan wag jy en ons wag, jy weet jy wag. Wees dan geduldig, sê. Die Here is in die saak. Ek wil nou nie mislik wees nie, maar kyk hoe kyk Karen vir jou. Kyk, die Kyk hoe Here, kyk sy nou vir my. kyk, die Here is in hierdie saak. Want hy, weet jy wat? Sê vir jouself, ek word nou 'n bietjie teruggehou. As 'n rede. Want my lewe is absoluut in die wil en in die genade en in die wysheid van die Here. Jy ken hom met my? Dis wat vir my so fantasties is. Dat hierdie kom nou en hy sê gee bevel aan jou huis want jy sal sterwe en nie lewe nie. En nou soos wat hierdie hoofstuk vorder gaan julle sien hoekom God se genade en God se mercy, unmerited favor. Mercy is unmerited favor, onverdiende genade wat die Here toe bewys. En toe draai Hiskia sy gesig na die muur en hy tot die Here gebid. Ja, hierdie is vir my so mooi. Hy draai sy gesig na die muur toe. Hy bel nie dadelik al sy vriende en sê, weet julle wat ouens, ek gaan pak voor die einde van die jaar en sulke goed nie. Hy draai sy gesig na die muur toe en hy konsentreer om net God se Hy gesig te sonder sien. af. Hy gaan in sy Ja. binnekamer. En dit is die groot geheim van gebed, is om daai verhouding met die Here te hê, die hele tyd bewus te wees van die Here, te kan invlug in daai skuilplek van Psalm 91. Daai stil raak in die Here, daai afskakel, vergeet wat verby is, besorg nie oor môre nie, en ervaar die Here so in jou lewe. Wees rustig in die oomblik van die Here, want hy's altyd daar, hy's altyd beskikbaar vir jou. En dis die plek wat jy een word met sy gesondheid. Dis die plek waar jy sy gesondheidskrag deur jou begin ervaar, soos dit vloei. En hy sê, ag Here, dink tog daaraan, dat ek voor die aangesig in trou met volkome hart gewandel het, en gedoen het, wat goed is in die oë, en Hiskia het bitter geween. So hier was ware bekering. Kan julle dit sien? Gebed is die plek waar jy 'n omkeer maak. Die plek waar jy jou ou verkeerde gedagtes omruil vir die Vader se gedagtes. Hoe kry ons die Vader se gedagtes? Deur Jesus Christus, die woord wat vlees geword het. Onder ons kom woon het. Hier het ons die Bybel, die woord is moontlik gemaak daardeur. En die Heilige Gees is nou in ons om ons in die volle waarheid te lei. Sê amen. En as jy kan dit doen, word jy een met die Vader se voorsienigheid, se gesondheid, Amen. se wysheid. Verklaar dit oor jouself en ervaar net die beste in die lewe. Nou gaan nou na 2 Konings 20 toe. Gaan nou na 2 Konings 20 toe en dan lees ons daar vers 3 en 4. 2 Konings 20 vers 3 en 4. En ek gaan so lank begin met vers 3, is dieselfde as Jesaja. Hy sê, ag Here, dink tog daaraan, dat ek voor u aangesig in trou en met 'n volkome hart is nie 'n volmaakte hart nie. Daar's 'n verskil tussen 'n volkome hart en 'n volmaakte hart. Nie een van ons is volmaak nie, maar as jy volkome is voor God, beteken dit jou intensie is eerlik en opreg. En ek kan net weer ietsie noem. Yes. As hy praat van hart, dan ons sê ons altyd dis verwys na jou gees toe. Maar ons het ook nou gesien dat die woord kan ook beteken intellek, jou
sienswyse, jou denke, gedagtes en jou gemoedstoestand. Jou sieldimensie met ander woorde. So, dis vir my baie belangrik dat ons dit sal snap. As jy wil volkome wees in jou denke, gedagtes en gemoed, hoe raak jy volkome? Volkome beteken rein. Hoe raak jy rein in jou gedagtes? Wat is die krag wat jou gedagtes kan skoon en rein maak? Kom, help my gou. Eet die lam wat oor vuur gebraai is. Geslag is op vuur gebraai is. Jesus sê Johannes 6, as julle my eet, dan sê hy uiteindelik, dis my woord. My woord eet, het julle lewe, gees en lewe. Nou, wanneer ons die woord eet, is die vuur. Jy proe die vuur in die ete, in jou gedagtes. Dit maak jou skoon, dit maak jou rein, dit maak jou siel volkome. Sê almal volkome? En daai volkome beteken, het jy gesê? Is 'n hart wat nie verdeeld is. Dis reg. Nou, so, hy sê, 'n volkome hart, soos wat julle weet, het Dawid foute gemaak. Wie van julle weet, Dawid het foute gemaak, hy het allerhande dingetjies verkeerd gedoen. En tog sê God, hy was 'n man, so na my hart. Want Dawid sê, Want Dawid het sy sonde bely voor die Here, en hy het gesê, ekskuus Here, het was nie reg nie. Dawid het gesê, daar's een ding wat ek Ja. soek, een ding wat ek begeer, en dis om in sy teenswoordigheid te vertoef, sodat ek sy lieflikhede kan aanskou in sy tempel. Nou ons weet natuurlik, ek dink Dawid het toe al 'n openbaring gehad, ons is eintlik die tempels. Dis waar die Psalm vandaan kom. Ons sing die lied, Create in me a clean heart, oh my God. A clean heart is 'n hart, Dis 'n skoon kop. is 'n hart wat nie verdeeld is van, moet ek nou die Here dien of moet ek nie die Here dien? Dis 'n hart wat rein is. En hoe Net een gebeur God. dit, Pastoor Mempie, hoe gebeur dit? Create a clean heart, vat die woord, wie Jesus is, die lam wat geslag is, op vuur gebraai is, eet dit, voed jouself daarmee, kry vuur in jou kop, daai vuur brand al die nonsens uit, stem julle saam, al die onreinheid uit, en so, wanneer jou mond dan oopgaan, waar die kop van vol is, loop die mond van oor, dan gaan jy in die harmatia, dis die Griekse woord vir sonde, jy gaan nie die beeld mis nie, jy gaan nie ongeregtigheid uitlewe, wat onvrede is, ongeduldigheid, onvriendelikheid, en so meer nie. En Hiskia het bitterlik geween. Nou luister nou hierdie, dis vir my so mooi. En Jesaja het die middelste voorhof nog nie uitgegaan nie. So, wat het Hiskia gedoen? Hiskia hoor hierdie woord, hy draai dadelik, Hy of keer het na hy binne. 6 weke lank Ja. gewag, hy keer dadelik sy gesig na die muur toe en hy bid dadelik vir die Here en hy sê, Here, dink tog aan my. Nee, weet jy wat het hy eers gedoen? Hy het eers op sy selfoon gespring, toe WhatsApp hy almal, ons sit dit op Toe Facebook. Google hy gou die Ek is siekte. besig om dood te gaan, ja, kry my jammer. Vers Nee, 4. wat het hy gedoen? Hy het na die Here toe gehardloop. Ja, en wat sê Jesaja hy? het die middelste voorhof nog nie uitgegaan nie, of die woord van die Here kom tot Jesaja en sê, draai om en gaan sê vir Hiskia, so spreek die Here, die God van jou vader Dawid, ek het jou gebed gehoor, ek het jou trane gesien, kyk, ek sal jou gesond maak, op die 3de dag sal jy opgaan na die huis van die Here. Wow. Hier sê ek hierso in Jesaja terug hoofstuk Wag nou. Ek is nog in 2 Konings 20. okay, ek wag geduldig. En ek sal 15 jaar by jou dae byvoeg en jou en hierdie stad uit die hand van die koning van Assirië red en ook hierdie stad beskud ter wille van my en my knegt Dawid. Verder sê Jesaja, bring 'n vye koek en hulle het dit gaan haal en op die sweer gesit en hy het gesond. Nou, hier's nou 'n bietjie humor in. Ja, is hy. Hier's 'n dame wat na ons toe kom en aanhoudend. Dis 'n dame van 'n mynbestuurder se vrou. Nou kom sy daar na ons toe in die geheim, sy het hierdie probleem. En ek gaan nie die probleem verduidelik nie,
Of ons kan dalk nie ons saam nie. Nee, Want dan is dit nou in die ope. En nou is dit week na week, dan is die dame daar. En ek en Pastor Membi sê, sy begin ons nou moeg maak. En ons begin nou skrif soek vir haar probleem, en ons kry Jakobus wat sê, as iemand ly, want sy ly mos nou, sy bly kom vir gebed. Laat hy bid, die persoon wat ly, Laat hom bid. Laat hom bid, of Sê laat Jakobus. die vrou bid, haar bid. In elk geval, en ons sê toe vir die vrou, okay, jy kom nou weer, maar ons gaan nie vir jou bid nie. Jy gaan nou vir jouself bid. Ons sal by jou sit en saam met jou bid, maar jy bid nou vir jouself. En daai oggend is daar twee baie, ek sien hulle 'n soort van ons Hansworsel wat in ons kerk was. Die man en die vrou, hulle is vreeslik komietlik, hulle is dierbaar. Hulle is nou in die hemel. Maar in elk geval, ek gaan hulle name noem. Nee, Nou ook nie. Nee, In elk geval, nou is hulle ook daar. Of dit hulle is daar om te ondersteun Ja, met die hulle gaan nou gebed. saam bid. Ons is Want- nou 'n gebedsgroep. Want kyk, miskien is dit nou 'n duiwel. Ja. Jy verstaan. Nou bid ons almal. En ons bid, en die vrou bid ook. En ons bid, en almal bid. En sy bid nou vir haarself. En die man staan naderhand op. En hy sit sy hande so op, en hy sê, in die naam van die Here, soos Jesaja gesê het, in die boek Jesaja, sit ek nou hierdie miskoek op jou kop. Hy dink toe nou aan 'n miskoek. Die vyekoek, die miskoek. En ek luister die ding sê ek. En ek dink jy het so begin lag, sy het begin lag, en toe lag ons almal, en toe lag die vrou ook, maar die vrou het nie agtergekom, hy het nou hom mispreek nie, hy moes gesê het vyekoek. Sy het nou nie die Maar woord die so gelag goed toe gedoen nou, begin sy lag. En jy weet Salomo sê, 'n vrolike hart Dit is bevorderlik vir bevorderlik die genesing. vir genesing. Ja, En dis waarom ek dit nooit sal vergeet nie, die miskoek. die miskoek. Want ons het gesien daar op die plaas, ja, kan soek 'n groot bolle mis. Dan word hy mos nou as die son om so 'n bietjie, dan raak hy nou so 'n bietjie meer geset, die Ja, miskoek. jy kan 4 maak. Dan kan jy die miskoek so optel. Nou sien ons verbeelding waar hy nou die miskoek van die ou koei nou so op die vrou se kop sit. Maar weet jy wat, ek dink dit was ook die laaste, daarna is die vrou gesond. Ja, sy het weer gekom het. Goed, gaan aan. Okay, ek is terug aan Jesaja. Okay, ja, nou moet jy begin by vers... Vers? Nee, ons gaan nie weer daai lees nie, ons Nee, het ons gaan klaar nie weer gelees in dit lees Konings, nie. ja. Vers 8. Dieselfde nie. Ja, dis Laag is nie baie presies naby. dieselfde nie, maar dit is net om vir julle agtergrond te gee dat ek wou graag vir julle dit lees, dat Jesaja, soos wat julle weet, daai mense se huise was so gebou, hulle het soort van, die huis het so gewees, en dan het hulle in die binnekant 'n soort van 'n courtyard gehad, ons noem dit 'n courtyard, maar hulle noem dit 'n binnehof. So Jesaja was nog nie uit hierdie binnehof uit nie. Toe kom die woord van die Here klaar en sê vir hom, ek het 15 jaar by sy lewe So kom almal hierdie Sondag, ons het miskoeke, en ons sal vir almal wat miskoeke sukkel met opsit. hulle gesondheid miskoek op die kop sit. En vers 8, kyk, ek sal die skade weer op die grade wat dit gedaal het, deur die son op die graad, Kom ons lees van vers vers 7. 7, ja, vers 7, en dit sal vir jou die teken wees van die kant van die Here, dat die Here hierdie woord wat hy gespreek het sal volbring. Kyk, hy sal die skade weer op die grade wat dit gedaal het deur die son, op die grade van Agas se sonwyse laat teruggaan, 10 grade agteruit. En die son het 10 grade teruggegaan op die grade wat dit gedaal het. Dit Nou- moet 'n groot verskynsel wees, want dan moet jy weer die hele sonnestelsel 10 word grade, en nou wil ek net aangeraak gaga hierdie sê. deur die Here, en daar is blykbaar deur die slim wetenskaplikes bewyse Bewys dat dit is. dat daai 10 grade, daar's 'n tydperk wat Ja. weg is. Ja. Wow. Okay. So, dit het net 2 keer in die Bybel gebeur. Dit staan ook in Josua 10 vers 13. Toe hulle geveg het teen die Amoriete, het Josua gebid en hy het gesê, son, staan stil, en maan, staan stil. En die Bybel sê, and the sun stood still, the moon stayed,
until the nation avenged itself on its enemies. Ja. So, dit het 2 keer gebeur. Okay. So. Nou kom ons by die lied van Hiskia. En en as jy in Konings gaan, as jy weer terug gaan na Konings toe, dan sien jy dat is interessant, ek weet toe sê Hiskia, dis maklik vir die skaduwee om 10 grade te daal. Nee, maar laat die skaduwee teruggaan 10 grade agteruit. En 10 grade is groot hoor. is groot, is baie groot. Groot tydperk, ja. Okay, so kom ons gaan terug na die lied van Hiskia. Die geskrif van Hiskia, die koning van Juda, toe hy siek was en van sy siekte gesond geword het. En nou het hy hierdie lied geskryf. Hy sê, ek het in die bloei van my dae moet ek heen gaan in die poorte van die doderyk. Ek word beroof van my oorige jare. En ek het gesê, ek sal die Here nie sien nie. Die Here in die land van die lewendes. Ek sal die mense nie meer aanskou onder die inwoners van die wêreld nie. My woning is opgebreek en van my al weggevoer soos 'n herderstent. Nou, die eerste gedeelte van die lied is nog steeds so bietjie hartseer en getraumatiseerd ensovoorts. Die tweede gedeelte van die lied begin hy nou werklik waar om dankie te sê vir die Here, nê. So hy sê my woning is opgebreek en van my al weggevoer soos 'n herderstent. Ek het my lewe opgerol soos 'n wewer sy weefsel. Hy sny my van die wewerspalk af. Van dag tot nag gee U my prys. Bring ek myself tot bedaring tot die môre. Soos 'n leeu of verbreek hy al my beendere. Van dag tot nag gee U my prys. Nou, okay, hierdie is my baie oulik. Bring jouself tot bedaring. Is Kalmeer. is 'n baie interessante konsep. As jy nou 'n negatiewe woord hoor, hoe bring jy jouself tot bedaring? Ek sal sê, gaan sit rustig in jou binnekamer, O, yes. soos hy na die muur kyk, dan raak jy stil, en dan blaas jy asem uit. Ek bedoel dit nie, gaan dood nie. Haal Of nie, diep haal asem. eers asem, haal eers asem. Ja, al diep asem. Ja, weet, asemhaling is eintlik om te sê, Jehovah, né? Haal in, blaas uit, Jehovah, teken God se naam. Want dit beteken asem. So haal diep asem, ontspan, sê vir jouself, wees rustig Jan, wees rustig Mimpie, sit jou naam daarin, kalmeer jouself. Jy is nou pas ontstemd, mense het jou kwaad gemaak. Raak rustig, gaan jou binnekamer in, ervaar sy teenswoordigheid, sy kalmte, sy rustigheid, die stille waters van Psalm 23, die groen bed. O ja, dis mooi. Ek wil amper sê, gaan strek Nou jou uit waters op die waar bed, rus is, Ja. lei hy my heen. En vergeet wat verby is. Ja, maar is moeilik, ek kan nie wat hulle my aangedoen het. Wel, jy moet maar nou net werk daaraan. Dis wat gebed is. Gebed is 'n oefening. Raak rustig. Bedaar. Kalmeer jouself. Ek gaan vir jou dit sê. As jy wil besluite neem terwyl jy ontsteld is, gaan jy altyd die verkeerde besluit neem, verkeerde woorde uitspreek, verkeerde manier optree, wat dit alles 10 keer erger gaan maak. Maar as jy kan bedaar, rustig raak, kalm raak, daai komputer wat die Here jou gegee het daar tussen jou ore, is beter as die beste computers. Wanneer jy kalm en rustig raak, kom die antwoorde, die oplossings, die wysheid van die Here, die regte tydsberekening, en kry jy die antwoorde. En weet jy wat? As jy daarna iets gaan sê, gaan dit wysheid wees. En gaan jy die probleem oplos. Sê almal bedaar. Amen. Gebed is die plek waar ons bedaar. Amen. Rustig raak. Oefen dit. Wees gereeld in gebed. Ek het altyd gewonder, hoe kan 'n mens gereeld in gebed wees? Jy kan. Wees heeltyd bewus van jou Hemelse Vader se teenwoordigheid by jou, in jou, om jou, in jou. Hallo.
Jy raak daaraan so geoefend, dat jy kan vinnig ingaan. Maak nie saak nie, jy is nou in die supermark, daar gebeur iets wat jou kon ontstel het, maar jy raak nie meer ontstel nie. Jy is dadelik bedaard. Jy is in. Jy is heeltyd in sy teenwoordigheid, jy hoor hom, heeltyd. En wat uit jou mond uitstroom, is wysheid. Wysheid is die vermoë om die kennis wat jy het, reg toe te pas. Die kennis van Christus. Goed, gaan verder. Vers 14, soos 'n swaweltjie of 'n kraanvoël, so het ek gepiep. Ek het gekir soos 'n duif. My oë het dof gekyk na bo. Here, ek is benoud. Wees U Kyk die my pragtige beeldspraak. borg. Ja. Dis mooi. Here, ek is benoud. Wees U my borg of my Dis seker hoe jy rots tot bewaring of kom. my ondersteuning, my antwoord, my krag, Ja. my lewe. Nee. Ek dink dis jy tot bedaring kom en jy net so stil raak en jy kom bedaar, raak so rustig. En naderhand is dit 'n mooi koer wat daar uitkom, né? Is nie meer 'n tense koer nie. Okay. Ek wil net iets sê. As jy in jou binnekamer is, dis goed wat jy nie voor mense kan bid nie. Stem julle saam? Partykeer is jy hartseer. En jy kan nie voor mense bid nie, maar as jy alleenig is in jou binnekamer, Dan kan jy oorgee. kan jy Laat oorgee. vaai, laat gaan. As Huil jy as jou jy moet huil. gesig Ja. na die muur toe draai en dis net jy en God, dan kan jy ween voor die Here. Jy kan vir die Here sê, Here, ek is benoud. Here, ek voel seer gemaak. Here, ek is stikkend. Jy kan dit doen, want die Here kan dit vat. Amen. Ja. Amen. En die Here kan jou troos. Hierdie is vir my baie mooi. Here, ek is benoud, wees U my borg. Nou, borg kan staan vir baie dinge, né? So, Ja, borg is wat dit is. Dit beteken wat dit is. Jy staan borg vir iemand. Yes. As daai iemand dan nie kan betaal nie, dan staan jy in om te betaal. Yes. So staan hy borg vir ons en dis wat Jesus Christus aan die kruis vir en as ons gedoen het. Hy het ons ingeneem en dit wat ons nie kon doen en regkry nie, het hy vir ons en as ons gedoen en nou kan ons sê dankie Here. Omdat hy dit gedoen het, het ons dit. Goed. wat sal ek spreek, aangesien hy my dit beloof het, en hy dit self gedoen het? Ek sal soetjies voortgaan al my jare, vanweë die bitterheid van my siel. Here, by hierdie dinge leef 'n mens, en geheel en al is daar in die lewe van my gees. Laat my dan gesond word en laat my lewe. Is mooi, nee. Vers 17. Kyk tot huil het die bitter, ja die bitter lyde my geword. Maar U, soos ek sê, tweede helfte van sy song, begin hy dankie sê. Wat fantasties Ja, is. hierdie Adidas. Ekskuus julle, ek onderbreek julle. Julle het seker nou gehoor die Adidas. En ek seker van is op die ook hier opgevang. Ek sien hulle is baie nou. Is daar by julle ook so baie Adidas? Ja. En dan ek dink hulle het hoogtevrees. Dit is baie hoog hierso. Adidas, jy daaronder. Hulle skree hulle hoogtevrees besorgdheid uit. Okay, nee, sommer net 'n grappie. Goed. Laat my dan gesond word en laat my lewe. Kyk tot huil het die bitter, ja die bitter lyde my geword. Maar U, dis mooi, maar U het my siel lief gehad en getrek uit die kuil van vernietiging. He brought me out of the mighty clay. He set my feet on the rock to stay. He put a song in my heart today, a song of praise, hallelujah. Jy onthou baie beter as ek, weet jy? Want U het al my sondes agter U rug gewerp. Want die doderyk sal U nie loof nie, en die dood U nie prys nie. Die wat in die kuil neerdal, sal op U trou nie hoop nie. Maar die lewende, hy sê ek, sal U loof soos ek vandag.
Die Vader maak aan die kinders u trou bekend. Kan ek nou hier so iets sê? Dit is pragtig hoe hy nou hier homself nou korrigeer Yes. en dan in 'n gelowige sienswyse, mindset kom. Nou, kyk die voordeel wat ons het. Ons het Christus. Ons het die volle woord. Ons het die ou woord, Ou Testament, wat voorbeelde, tipe skaduwee is van die werklike wat gebeur het in Christus, wat nou klaar is, wat voltooi is. So, as ons dan nou bid, het ons nie nodig om deur treurmare te gaan en Hiskia se voorbeeld te volg nie. Ons volg Jesus se voorbeeld. Jesus sê in Markus 11, wanneer julle staan en bid, glo dat julle reeds ontvang het. En dan kom Romeine 10 en dit sê, uit die mond spreek ons oorwinning. So wat gaan ons doen? Ons raak tot bedaring, ons raak stil en ons sê wat die woord sê. Ons sê deur sy wonde het daar vir ons genesing klaar gekom. En dit staan in 1 Petrus. Is julle met my? So ons gebruik wat hierso is, maar ons kan dadelik oorskakel na 'n positiewe noot, na 'n gelowige noot. Verklaar oor jouself wat die woord oor jou verklaar, want die woord is Jesus, wat Jesus sê wie jy is. Stem julle saam? Heilige Gees lei in die volle waarheid. Is jou yskas leeg? Moenie sê my yskas is leeg. My kaste is leeg. Wat moet jy sê? Kom. My kaste is vol. Lewe in oorvloed is my deel. Die Here is my herder. Niks Ontbreek my nie. Ag, niemand hou van my. Stop! Sê, almal hou van my. Niks ontbreek my nie. Ja, maar dis waar, daai mense hou. Hulle weet net nie dat hulle van jou hou nie. As hulle kan kom op die plek waar jy nou is, in geloof, vol van die Christus woord. Kwalik jy dit sê, as jy so baie bid, dan begin jy van almal hou. Selfs van jou vyande, hy sê bid vir jou vyande. Kom nou. Amen. Julle kyk my so aan. Jou vyande, dit word jou beste vriend. Weet jy hoekom? Want as jy vir jou vyand bid, word die oë van hulle verstand verlig. Hulle begin ook besef, en hulle sê, "Jo, ek hou nou so baie van jou." Kom nou. En weet jy wat sê jy vir jouself? Noem die vyand se naam. Jy is in jou binnekamer. Dan sê jy, "Koos hou van my." Jy weet Koos hou niks van jou nie, maar jy gaan nie dit meer sê nie. Jy sê, "Koos hou van my." Want sy oë van sy verstand is verlig. Want die hemelse Vader het vir Koos gemaak, en vir Sannie gemaak, en vir Annie gemaak, en vir Jannie gemaak, en die Here hou van my. Sy maaksels hou dus ook van my. Verklaar dit oor jouself. Moenie pity party hou terwyl jy gebed doen nie. Self ek gaan bietjie na my binnekamer, ek het 'n selfbejammering partytjie nodig. Wil jy my join? So wat doen jy? Nee. Gaan in jou binnekamer, begin dankie sê. Waak in jou gebede, ons sien dit ook met danksegging. Begin dankie sê asof jy dit reeds het. Noem verklaring. Ek het 'n nuwejaarsvoorneme wat op pad is en ek weet ons moenie vir 'n nuwe jaar wag nie. Jy moet elke oomblik 'n nuwejaarsvoorneme hê. En weet jy wat is dit? Om almal volmaak voor te stel in Christus, Jesus, sodat ek kalmte en rustigheid in my binneste kan hê. Kolossense 1 vers 28. Toppunt van alle wysheid. Stel almal volmaak voor in Christus. Nee, maar ek kan dit nie doen nie. Ek wil klaar by die Here. Ek wil self by haar partytjie oor al hierdie mense wat net soveel nonsens gee. Is jy Christus of is jy nie Christus nie? Wil jy rein word tussen jou ore? Laat die vuur bietjie werk. Daar's vuur in die woord. En pastoor Mimpie, een van daai Griekse woorde, ja, het jy vir my gesê. Ja, maar moenie dit weggee nie. Ek gaan, beteken energie. Okay. En die woord gee jou daai energie. Jy het dit vir my gesê. Ek weet ek het dit gisterand vir jou gegee. En die mense wat moeite doen om hierdie les te luister, kry dit sommer nou. Hallo julle. Wil jy meer vuur in jou kop hê? Meer energie? Wel, ek kan vir julle meer een ding woord. sê.
Ek kan vir julle een ding sê. Ja. As ek in tale bid, nee, en as ek baie in tale bid, dan het ek soveel energie in my liggaam. Regtig waar, wat ek Sondag gesê het, he will quicken your mortal body. Regtig waar. Jy het soveel energie in jou. Jy kan daai muur afskrob van bo tot onder en dan kan jy nog die vloer ook was en wat. Desniettegenstaande die feit dat jy al eintlik 'n afgetredene veronderstel is om te wees. Jy's veronderstel om oud te wees. Maar bid in tale en jy sal energie hê. Dis hoekom ek altyd vir julle sê, ouens, bid in tale. Want, nou gaan ons aan met die Griekse woorde. Hier gaan ons nou aan met die Griekse woorde. Okay, so, in die ou dae het hulle, nee, you started it. Ek wys nou vir haar, Nou, dit you is 45 started minute al in die les in. No, you started it, now we continue. Dynamo. Wat is 'n dynamo? 'n Dynamo wek krag op. Soos wat hy draai, wek hy krag op. Dis wat bid in tale vir jou doen. Moenie dink, dis die grootste geskenk naas my wedergeboorte wat ek ooit ontvang het, is die gawe van die Heilige Gees. Dit gee jou energie. Kom ons gaan aan. Die Here staan gereed om my te verlos. Waar is ons nou by? Watter vers is ons? 20. 20. Daarom sal ons op my snaarinstrumente, daarom sal ons U loof. Daarom sal ons op ons snaarinstrumente snaarinstrumente is 'n kitaar, né? Al die dae van hoeveel dae van jou lewe? Hoeveel dae van jou lewe? Sommige dae. Hoeveel dae van jou lewe? Sommige dae. Al die dae. Party dae. Al die dae. Waar staan dit? Ek kan dit nie glo nie. My wêreld in vers 20 al die dae. Al die dae van jou lewe by die huis van die Here. Selfs as jy jou laaste asempie uitblaas, blaas hom uit en sê met 'n kitaar. Prys die Here. En nou weg is hy. Ja, maar Amen. En Okay. Al die dae van die Here. En Jesaja het gesê, laat hulle dan 'n vyekoek neem en dit is nie 'n vyekoek nie. Miskoek nie. En dit op die souer sit, dat hy gesond kan word. En Hiskia het gesê, wat is die teken dat ek na die huis van die Here sal opgaan? Nou, ons gaan nou nie weer die teken van praat nie, want ons het die teken gedoen in 2 Konings 20. So julle weet wat Baie dankie, dit was nou 'n baie insiggewende les. Ek dink ons moet die les se titel gee, Miskoek vir genesing. Okay, vyekoek. Sal jy vir ons afsluit? Vader, baie dankie dat ons U kan loof al die dae van ons lewe. Dankie Here dat U is ons rots, U is ons borg, U is ons sterkte, U is ons krag, U is ons skild. U is die rede vir ons bestaan. Here, ons loof U, ons prys U, ons gee al die ere, Vader. Dankie Here vir hierdie dag wat U vir ons gegee het, waarin ons U kan loof en prys. U naam kan groot maak, Vader. En ons dankie vir elke persoon wat hierna luister, Vader, oor die lig. En ek dank U ook vir hulle wat vandag hier is, Vader. Seën, behoed en bewaar elke een van hulle in Jesus naam. Jesus naam. Amen. Amen.